hoe groot lawaai hierdie maakie. En ek het soos 'n resiesperd hier op en af gehardloop. En my man het vir my gesê, Antoinette, bedaar. So ek moet nou myself mooi gedra, want dit is my moeilik om stil te staan terwyl ek praat, maar ek gaan nou hierdie ding terugskuif. Want sien, ek hou daarvan om naby aan mense te wees, so ek gaan hom terugskuif, sodat ek dan maar hier 'n resiesbaan kan maak, dat ek net seker maak ek praat daarin met almal. So dit is vir my lekker om vanoggend by julle te wees en ek sê altyd daar is 'n paar groot momente in ons as Christene se jaar waarvan Paasfees dalk die grootste ene is en dan die volgende waarvoor ons nou waag is Pinkster. En dan dink ek hoe strategies goed is God. Tussen Paasfees en Pinkster is Moedersdag. Dit klink net vir my perfek en dan wag ons vir Kersfees. Dit is die 4 grootstes. OK, maar dankie, ek is bly die mans is opgewonde oor dit. Ek wil julle vertel van hierdie en ek het in die eerste diens gedink, miskien is dit nog nie die beste grappie vir 'n Moedersdag nie, maar vat dit maar soos wat dit is. Hierdie Amerikaanse koppel gaan hou vakansie in Israel en soos wat dit is goeie skoonseun betaam, vat hy vir skoonma saam. So terwyl hulle in Jerusalem is, toe gaan word skoonma siek en so siek dat sy eventually sterf terwyl hulle besig is met hulle trip in Israel. En die rabbi kom toe na hom toe en sê luister, ons wil dit vir jou moontlik maak om vir ouma hier in Jerusalem te begrawe vir $500. Maar as jy dit nou nie so kies nie en jy wil vir ouma nou terugstuur VSA toe, dan gaan dit jou $5,000 kos. Sê die man, sjoe, 500, 5,000. Nou dink hy so 'n bietjie, nou sê hy nee, wat ek het besluit ek gaan vir ouma terugstuur VSA toe. Nou sê die rabbi, $5,000. Hy sê nee, ek weet dit is baie geld. Hy sê maar ek het gehoor van 'n man wat 2000 jaar gelede hier gesterf het. En op die 3de dag het hy opgestaan en ek wil die kanse vat nie. Gewoonlik is dit mos die mans wat skoonmaak grappies maak. So dit klink seker beter as dit darm van 'n vrou afkom. So vandag wil ek praat oor 'n vrou. Miskien het jy al dalk een keer al raak gelees in die Ou Testament. Ons hoor van haar in 2 Konings 4, terwyl Elisa die profeet was wat in Israel goed vir God gedoen het, ontmoet sy hom. So die Bybel praat van haar, dan noem hy haar net die Sinamitiese vrou. En dit is half amper, weet hulle gee haar nie eers 'n naam nie. Hulle noem Elisa en Gehasie die dienskneg, maar sy is net die Sinamitiese vrou. Nou ek wonder of jy partykeer so voel van mense weet nie eers my naam nie. Mense weet nie eers waar ek bly nie. En miskien as jy kerk toe kom, dan glip jy so agterin en jy gaan sit en net voordat ek weet ons het baie gemeentes gehad, net voordat hulle so klaar maak, dan glip jy weer so uit. So niemand weet van die goeters waartoe ek gaan nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God ken jou naam. God ken jou nommer. God weet in watter adres jy bly. God ken jou drome. God ken jou teleurstellings. God weet presies waar jy is in hierdie journey wat jy saam met hom stap. Daar's niks van jou lewe wat by hom onbekend is nie. God weet wat jou einde is en hy weet waar jou begin is. My man sê altyd God is by jou geboorte en by jou begrafnis op dieselfde tyd. Want God is buite tyd en ruimte en ons is so beperk in hierdie waar ons onsself bevind, want dis al wat ons vandag sien. So ek gaan 'n bietjie praat oor die Sinamitiese vrou. So die Bybel verduidelik, dan sê hy, sy was getroud met 'n bietjie van 'n ouer man. Dit klink vir my, hulle het in die dorp Sunem gebly en dit was 'n area waar dit klink vir my haar familie het naby gebly, maar sy het nooit kinders gehad nie. En Elisa het kort het hy deur Sunem beweeg en dan, ek dink hy sou dalk seker by hulle moes eet, want ek bedoel sy was altyd daarvan bewus as hy deur die dorp beweeg, wanneer hy seker nou maar verskillende goede doen. En sy sê toe vir haar man, ons het plek. Ek bedoel, ek het nog altyd die spasie eintlik oopgehou vir 'n kind, maar daai droom het nie gewerk nie en ek het hom al lankal begrawe. So kom ons bou vir die profeet
vertrek bo op die dak van ons plek en dan sit ons vir hom 'n bed en 'n lampie en 'n tafel en dan hoef hy nooit verblyf te soek vir wanneer hy hier verbykom nie en kan hy sommer net hier kom oornag, hy kan hier eet en dit gaan net 'n gemaklike plek vir hom wees. En ek wonder, terwyl ek dit lees, dink ek bedoel, as ons met mekaar praat, kom ons wees eerlik, as jy vir enige iemand sê, hoe gaan dit? Dan is dit altyd, nee, ek is besig. Irriteer dit ook nie net die wit dinge uit jou uit nie, dat iemand nou so besig kan wees. Ek bedoel, dit is al wat ons altyd sê, ek is so besig. En maybe wonder ek net partykeer, dat ons is partykeer so arm om te hoor wat God vir ons lewens sê. Ons is so arm, want ons weet nie meer hoe sy stem klink nie, want daar is soveel eksterne stemme wat die heeltyd inpraat in ons lewe, dit is hierdie klank en dit is daai klank en dit is daai klank en dit is daai klank, en ek weet nie wat God oor my lewe sê nie, want daar is nie asof ek vir hom ruimte inbou in my weekprogram, om te sê, Here, ek wil 'n kamer skep, waar ek graag by U wil sit, by U wil hoor, wat U van my lewe dink, wat U met my lewe wil doen, wat U met my drome, wat ek al soveel teleurstelling in gehad het, wat nie gebeur nie, die goeders wat ek gedink het gaan uitwerk, die feit dat ek, Here, dat my huwelik nie uitgewerk het nie, ek het so lank oor dit gedroom, Here, ek het so lank gedroom om 'n kind te hê, en ek kon nie kinders hê nie, Here, ek het nie gedink hierdie gaan met my lewe gebeur, en ek het nie gedink ek gaan my werk verloor nie, Here, ek weet nie meer of ek kan droom oor die goeders nie, want Here, ek weet nie eens wat U sê nie, en Here, ek weet quite frankly nie of U enigstens eers in my lewe belangstel, en my vraag vandag vir jou is, wanneer bou jy net 'n kamer en 'n spasie in jou week en in jou dag in, waar jy saam met hom kan sit en hom geleentheid kan gee om met jou te praat. Want dit is die plek waar ons lewens verander. Ek dink om met mekaar te gesels is lekker, en ons verstaan mekaar se wêreld, ek bedoel ons almal lewe in hierdie messigheid. Maar ons gaan vir mekaar almal half 'n standaard antwoord gee. Want waarmee ek sukkel jy ook. Maar partykeer wanneer ek by my Vader sit, is dit asof daar 'n vars stem kom en ek hoor goed wat ek nog nooit gehoor het nie. Maar dit kos dat ek my program vat en sê, Here, in hierdie 24 uur dag, al vertel ek vir myself hoe besig ek is, het ek nodig om hierdie tyd eenkant te sit, sodat ek U stem kan hoor vir my lewe. Ok, so kom ons lees die eerste gedeelte. So op 'n dag het Elisa na Sinem oorgegaan, en daar was 'n invloedryke vrou, en sy het daarop aangedring dat hy by haar eet, en telkens wanneer hy daar verbygegaan het, het hy daar een afgedraai om te eet, en sy het vir haar man gesê, kyk, ek is daarvan oortuig, dat dit 'n heilige man van God is, wat gereeld by ons verbygaan, en ek wonder net hoeveel gesprekke het ons regtig met mense, wat God ken, sodat hulle in my lewe kan inpraat. Ek weet nie of jy al saam met mense gesit het, wat regtig so nou verhouding met die Here het, en wanneer jy gesprek het, dat jy voel, dit stir my geloof, dit is my so lekker om na hierdie persoon te luister, dit voel asof daar goed in my hart weer wakker gemaak word, vir die Here, 'n liefde, 'n passie om my pa te ontdek, en Jesus oor wie ons nou so gesing het, maar hierdie persoon maak hierdie goeders in my wakker. So sy sê, kom ons maak toch vir hom 'n klein ommuurde bovertrek, en sit vir hom daar 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp neer, sodat wanneer hy by ons kom, hy daarin kan afdraai. So sy maak vir hom plek, sodat sy kan hoor, want ek bedoel, imagine die gesprekke, as Elisa by hulle kom eet het, kan jy dink? Ek bedoel, hy was een van die grootste profete, wat ons Ou Testament gehad het, kan jy dink die goeders wat hy vir haar vertel, die goeders wat hy na haar hart moes stuur, dat sy gevoel het,
Miskien moet ek vir hom meer plek maak, dat ek kan hoor wat hy sê. Kom ons bou vir hom 'n kamer. Ek bedoel, ons kan nie kinders hê nie. My man is oud en daai droom het ek weggebêre. Maar ons sien dan in hierdie Sunamitiese vrou dat daar is 3 plekke. En ek dink in ons almal se journey saam met die Here, is ons almal ergens in een van hierdie 3. En ons begin by 'n deur, en as ons na die volgende gedeelte lees, gaan jy presies verstaan van wat ek sê. Ons begin by 'n ingang, by 'n deur van waar ek 'n woord hoor. Maar wanneer ek klaar is met daai fase van waar ek 'n belofte ontvang, is dit asof ek gewoonlik transisie in 'n volgende spasie in, en ek weet nie presies waarna toe ek gaan nie, so dan vind ek myself in hierdie gang, waar daar baie beweging is. En dan eventually, as ek deur hierdie transisie tydperk is, kom ek by 'n poort waar ek glo dat die Here vir my wys wat alles en hoekom en wat is die sin van die goeders wat die afgelope seisoen in my lewe plaasgevind het. Die goed wat ons nie kan verstaan nie, want ek weet nie van jou nie. Daar's baie goed wat in my lewe gebeur het wat ek nie verstaan nie. En daar's baie van hulle wat die Here nog nooit verduidelik het oor hoekom dit gebeur het nie. Maar daar's baie van hulle wat ek al telke male kon gebruik in ander mense se lewens van hoe die Here my gehelp het deur daardie seisoen. En as ek vandag in hindsight moet terugkyk en jy my moet vra, wil ek dit weer oor hê, dan wil ek vir jou skree, ek wil dit nooit weer oor hê nie. Dit was nie eenvoudig nie. En dit was nie 'n seisoen wat ek regtig my oor oopgemaak het om te hoor wat die Here sê nie, want ek het hom nie geleentheid gegee in my lewe om in te praat in my krisisse nie. So kom ons lees die volgende gedeelte. Op 'n dag het Elisa daar aangekom en na die boefretrek afgedraai en daar gaan lê, en hy roep toe vir Gehasie, sy dienaar, roep hierdie Sunamitiese vrou. Hy het haar geroep en sy het voor hom gaan staan. Daarop sê hy vir Gehasie, hoorie, dit is nou vir my volksvreemd. Hoorie, roep die vrou, hier kom die vrou. Hoorie, so sê vir die vrou, hoorie, so ek is hier. Ok, julle, dis ok. Daarop sê hy vir Gehasie, sê asseblief vir haar, sy is in die vertrek. Kyk, jy het vir ons al hierdie moeite gedoen, wat kan dan nou vir jou gedoen word? Kan ons vir jou 'n woord doen by die koning, of die bevelvoerder van die leer? Maar sy het gesê, ek woon onder my eie mense. Elisa sê toe vir haar, maar wat kan vir haar gedoen word? En Gehasie antwoord, wel, sy het nie 'n seun nie en haar man is oud. Hy sê toe, roep haar, hy het haar geroep, en sy het in die eerste plek die deur gaan staan. So daai is belangrik. Teen hierdie tyd oor 'n jaar het Elisa gesê, sal jy 'n seentjie omhels, maar sy het gesê, nee my Heer, man van God, moenie u slavin 'n leuen vertel nie. Ek dink, wanneer ons God in my program begin inwerk, dan staan ek by 'n deur, en ek dink partykeer, ouens, ek dink die Here wil ook soms net vir jou sê, dankie. Dankie Antoinette vir dit wat jy vir my doen. Dankie dat jy bereid was om daai ekstra myl met daai in te loop. Dankie vir daai. Dankie Johan vir dit. Dankie Susan vir dit. Dankie. En nou vra ek vandag vir jou, Antoinette, Susan, Johan, wie ook al, wat kan ek vir jou doen? Maar ek dink, baie vir ons in nageval, was dit al begeerd om 'n kind te hê, maar sy besef haar man is oud, en sy daai droom so diep gaan wegbêre, want daar was soveel teleurstellinge, soveel keer wat die dokters vir haar gesê het, miskien hierdie keer, miskien hierdie keer, miskien hierdie keer, maar nooit kom dit dat sy actually swanger raak, en dat sy actually 'n kind kan voorbring nie. En wat doen ons met die goedes, wat ons die Here voor vertrou, wat ons weet, Here, ek is seker u moet in hierdie ding wees, maar elke keer wanneer ek u vir dit vra, dan is dit asof daar iets letterlik die volgende dag in die pad kom staan, om seker te maak dat hierdie ding nie gebeur nie. En ek weet, ek het so droom, wat ek vir jare droom, en elke keer, dan glo ek, dit gaan nou gebeur. En dan net die volgende keer al gebeur daar iets. Ek sê, ek het hom weer gaan wegbêre. En later bêre ons dit so ver weg, dat ons hou op droom, ons hou op vertrou,
Maar die Bybel sê, sy het in die deur gaan staan. En toe sê die profeet vir haar oor 'n jaar, sal jy 'n seun hê? En sy sê, asseblief, moenie weer my hoop opvlam nie. Moenie laat ek weer vertrou, iets gaan gebeur en dit gebeur nie. En ek dink daai kere wat die Here vir ons sê, Antoinette, vertrou my vir dit. Here, asseblief, kan ons nie meer oor hierdie ene praat nie. Ek het al soveel teleurstellings gehad rondom hierdie spesifieke ding. Kan ek hom net los, ek is okay. En dan sê sy sê nee, ek is okay. Ek het niks nodig, ek bly saam my familie. Hulle is almal hier rond. En dan sê Gehasie, maar sy het nie 'n kind nie. En dan sê Elisa vir haar, oor 'n jaar gaan jy 'n kind wees. En dan sien ons dat hierdie seentjie word gebore. En hy word groter en eendag is hy saam met sy pa in die lande waar sy pa werk. En dan die volgende oomblik sê hy, my kop. Nou ek weet, partykeer staan ek net in die dag, dan sê ek my kop. En die pa sê vir die slaaf wat saam met hom werk, hy sê, vat asseblief die kind terug na sy ma toe. En die seentjie kom by sy ma en sy sit die kind op haar skoot en hou hom die hele dag op haar skoot en daardie aand toe sterf hy. En ek dink dit is die volgende ding wat maak dat haar lewe transisie na 'n ander plek toe, wat sy besef, sy is van die deur al weg, die droom het in vervulling gekom, maar hierdie droom het sopas gesterf. So sy gaan in 'n transisietyd in, waar sy in 'n gang gaan inbeweeg, op pad na iets anders toe, want wat sy toe by haarself besluit is, ek gaan hierdie kind vat, en ek gaan hom terugvat na die plek toe, waar ek die belofte ontvang het, dat God gesê het, ek gaan 'n kind hê. En sy vat die seentjie, en sy gaan lê hom op die bed van die profeet, en sy maak die deur toe, en sy sê, ek gaan nou die profeet soek. En dan kom sy by 'n man by die veld waar hy werk op die landerye, en dan sê hy vir haar, want as jy op pad is, jy op pad na die profeet toe, dit is tog nie die tyd van die jaar wat jy hom gaan sien nie, en sy sê net, nee, alles is okay. Mans, vrouens kan dit onemosioneel ook doen. Alles is okay, moenie worry, ek het dit. Ons huil nie oor alles nie. Ons het nie menopause in alles nie. Ons het nie al hierdie goede wat jy aan ons toeskryf, al die emosies in alles nie. Sy sê, alles is okay. Hy weet nie, as die kind is dood nie. En dan sê sy, hoor hierso, kan een van jou dienaars net asseblief my een van die Durban July donkies bring? Want die ding is, ek moet nou vandag beweeg na die profeet toe. En as hy die donkie bring, dan sê sy, hoor hierso, hierdie donkie moet vandag beweeg. En jy stop nie voordat ek vir jou sê, hierdie donkie stop nie. En dan sien ons, sy gaan in 'n transisietyd in. En ouens, ons almal gaan daardeur. Tye wat jy belofte van die Here ontvang het, en dit kom in vervulling, maar die volgende dag is daar hierdie magtige krisis. En ek wil jou vra, wanneer jy deur daai goeters gaan, wanneer die Here 'n ding in bewaarheid gebring het, vat dit terug na die plek waar die Here vir jou die belofte gegee het, waar dit sal gebeur. Want wat ons doen is, ons loop met hierdie dooie kind in ons hande. So en ek weet jy, so die volgende, daar's 3 reëls gewoonlik in skoolgange. Toe ek nog op skool was, lank gelede, my kinders, as hulle met my praat, dan sê hulle, mamma, hoe was dit in die ou tyd, toe jy groot geword? En dan dink ek, shut up. Ou tyd. Ek praat met my ouma van ou tyd. Maar toe ek in die skool was, lank gelede in die ou tyd, was daar verskillende reëls in die gange, in die skoolgange. Een van die reëls was, jy mag nie jou koffer, vir die wat nie weet wat 'n koffer is nie, is dis 'n tas. Okay, want ek besef net, baie keer kom as ek 'n vraagtekens vir woorde. Nou, dit is vir my so mooi woord. Ek love die woord. So, in ons skoolgange mag ons nooit ons koffers neergegooi het nie, want al die klasse is besig om te roteer en transisie. So daar's nie plek vir al die kinders, die 1000 kinders in die skool, om deur die gange te beweeg, as al die koffers die hele gang vol lê nie. So beginsel 1, los jou bagasie. Daar's geen bagasie in 'n transisietyd nie.
Dis nie asof die Sinamitiese hierdie dooie kind gevat het en in 'n gang geloop het en gesê het, kyk nou net wat het met my lewe gebeur. Neem foto's van my dooie kind en sit dit op Facebook. Die Here het my teleurgestel, hy het vir my woord gegee, dit laat herleef en toe weer gesterf. En so loop ek en kla die hele dag in my transisietyd van, die Here, dit het net nie vir my gewerk nie. Hier is hierdie dooie kind, kom ek wys hom vir julle. En ons almal loop soms met sulke bagasie. Mense, ek dink soms moet ons net sê, we're done. We are done. Ons vif en vef so oor die verlede, oor al die goeders wat nie uitgewerk het nie. En partykeer in die midde van daai is daar briljante goeders wat hier voor my afspeel, maar omdat ek die heeltyd met bagasie loop, is dit asof ek alles wat mooi is hier voor my mis. Geen bagasie in 'n transisietyd nie. Dan die tweede reël. Geen geselsery in die gange nie. Nou ek weet nie, ons onderwysers dit was baie kwaai. Regtig, ek weet daar's nou baie politiek van hulle mag nie dien nie, hulle mag nie daai nie, maar ek bedoel, ek het 'n properse pak slaan nog met 'n rottang gekry. Dis wreed. En dit net omdat jy gesels in die gang. Ek bedoel, wie van julle was excited om by die wiskunde klas uit te kom? So verstaan jy, so nou gesels ons. Want ons vat ons tyd. Ek is nie nou lus vir algebra en trigonometrie en meetkunde en nou is daar geselsies en Antoinette bly stil. As al 1000 van julle moet praat, is dit chaos. So geen geselsies in die gang nie. Jy sien man, wat die geselsies veroorsaak, onthou nou, almal wat in hierdie transisietyd is nie op die beste plek nie. Nou begin ek met haar te gesels oor hoe terrible my lewe is, maar sy is self in 'n transisietyd. So sy self waar nie in 'n goeie plek om te hoor en dit te vat van wat ek sê nie, en die een ding van gange is, daar is beweging. So nou het Karin vir my iets gesê, maar ek is self in hierdie transisie, so dit beteken ek is besig om te beweeg, en ek vat haar goeders saam met my, en ergens gaan ek uitgaan, en ergens gaan ek dit vertel, wat sy met vertroulik met my vertel het, maar sy het vergeet dat ek is self op 'n slegte plek. En so vertel ons die hele tyd vir mekaar goeders. En dan kry jy seer, ek weet nie of jy dit al gehad het nie, waar jy al vertrou het. Die volgende oomblik dan hoor jy, maar daai ou weet dit, hoe weet daai ou dit? O nee, hy het dit by daai ene gehoor, maar hoe weet daai ene dit? O nee, daar was eendag daai. En ewe skielik is jy net gebroke, as gevolg van almal se opinies, van 'n transisietyd van waardeur jy gegaan het. Bly stil, terwyl jy deur 'n slegte tyd gaan. Ek weet nie of jy mense ken nie, maar daar's mense wat ek ken. Hulle bly in Nieu-Seeland, maar ek kan vir jou presies sê wat in hulle lewe aangaan dag en dag, want alles lê op Facebook. As jy deur transisie gaan, vergeet van Instagram, vergeet van TikTok, vergeet van Facebook. Vergeet van al hierdie sosiale media goeders waar jy vir die wêreld het vertel van hoe sleg dit met jou gaan in jou transisietyd. Bly stil. Bly stil. Toe 'n man van vra, hoe gaan dit? Weet, as alles oukei, toe sê sy, alles is reg. Geen gesprek. Ek het een plek alleen om toe te gaan. Ek moet by die man van God uitkom, en die belofte wat hy vir my gegee het sopas gesterf, en dit lê op die plek wat hy die belofte gegee het, en hy gaan vir my die antwoord moet gee oor wat hier gebeur. En dan die derde reël, in gange, dis ongelukkig nie 'n plek waar jy gaan sit nie. Jy gaan nie daar kampeer nie, jy gaan nie jou tentjie opslaan nie, jy gaan nie jou lazy boy haal nie, want dit is 'n plek van transisie, dit is 'n deurgangsplek, dit is nie 'n permanente sone nie. Jy sit nie jou familieportrette op en dink dit gaan nou lekker wees, en nou gesels ek met almal soos hulle hier verbygaan, en ek hoor al die stories en nee. Imagine iemand wat gaan sit in die gange van die skool. Kinders kan nie loop nie, want jy blokkeer die verkeer. Want dis hoekom sy gevra het, geef my Durban July donkie, vinnig beweeg. Ons gaan nie parkeer op die pad nie, ons gaan nie hover en tye skep en kampeer en almal gaan mekaar se smart nou saam verdra nie.
Daar's geen, dit is nie 'n permanente tuiste nie. Wanneer jy deur 'n slegte tyd gaan, ouens, dis net 'n seisoen. Dit gaan ook verander. Moet dit nie permanent maak asof dit jou eindbestemming is nie, want dit is nie. Dan uiteindelik kom sy by die profeet, by Elisa, en Gehasie keer daarvoor en hy sê, wat kan ek vir jou doen? Hoekom, wie soek jy? En sy sê, ek soek die profeet, en wil hy nog vir haar sê, dan sê sy, nee, alles is wel, ek wil net met die profeet praat. Doel sy, daar's geen ander bespreking nie, ek wil met hom praat. Alleen. Here, ek nodig nie om met enigiemand anders te praat nie, Here, ek moet met u praat. Hierdie ding het u gesê. Hierdie ding het nie gebeur nie. Of dit het gesterf. En Here, ek is in hierdie verwarrende tydperk, ek is in hierdie twyfeltydperk, ek weet nie wat om hiervan te maak, dit voel vir my asof ek weet nie waar moet ek myself plaas nie. Maar ek nodig, Here, om by u uit te kom, sodat u vir my kan sê, wat u hiermee gaan doen. En dan kom sy by die profeet, en dan sê sy vir hom, is ek die een wat vir u gesê het, moenie vir my hoop gee nie. En dan stuur Elisa vir Gehasie terug na die kind toe, die dooie kind wat lê in die profeet se kamer, en hy sê, sit 'n stok op die kind. Gehasie kom terug en sê, okay, die kind lewe nou nie. Ek weet nie wat die stok moes doen nie, maar wel is waar. En dan gaan Elisa self terug. En dan gaan hy alleen in die kamer, en hy maak die deur toe, en hy gaan lê op die kind, neus teen neus, mond teen mond, hande teen hande, totdat die kind se lyf warm word. Klim hy af, loop om die bed, gaan lê weer op die bed, mond op mond, hande op hande, gesig op gesig. En dan die snaakse ding is, dan sê dit in die seun het 7 keer genies, en toe is hy lewend. Hoor jy, dit is positief om te nies. Ek dink dis hoekom ons mekaar sê, be blessed, jy lewe, daar het iets gebeur, is op, jy's weer aan die gang. So in daai tyd, so na die transisie, gaan soek die plek waar dit saak maak om 'n antwoord te kry vir wanneer jy deur 'n slegte tyd gaan waar jy die Here vertrou het vir iets en 'n krisis daarna gebeur of dit werk nie so uit nie. En dit is nie soos wat jy gedink het dit moet wees of soos wat die Here gesê het dit gaan wees nie, gaan soek die Here self. Dan wat gebeur is, dan kom Elisa na haar toe en sê, hoor hier, daar gaan 'n 7 jaar droogte die area tref. My voorstel is dat julle goed sal oppak en sal trek. En dan vir 7 jaar gaan bly hulle in die land van die Filistyne, maar ek dink, haar man moes dalk in daai tyd gesterf het, want as die Bybel weer oor hulle praat, dan noem hy hom nie weer nie. So kom ons lees die volgende van wat gebeur in 2 Konings 8. Die koning, okay, so dit is wat. So sy is op pad na die koning toe, wat sy wil gaan doen is vir die koning gaan vra, is dit dalk vir haar moontlik om die grond wat hulle gehad het, wat hulle nou verloor het in die tyd van die droogte, of sy dalk net die grond kan terugkry, sodat sy na seun daar kan lewe. Maar wat vooraf gebeur het is, Gehasie is by die koning, en die koning vra, vertel my bietjie van al die wonderwerke wat Elisa gedoen het. En dan vertel hom spesifiek, hy sê, daar was hierdie vrou. Sy kon nie 'n kind hê nie, toe hy vir haar gesê, sy gaan 'n seun hê, toe die seun gesterf, en hy het hom opgewek weer uit die dode uit, en net in daai oomblik kom sy binne, om vir die koning haar versoek terug. So, die koning was juis in gesprek met Gehasie, die dienaar van die man van God, en hy het gesê, vertel my asseblief van al die groot dade wat Elisa gedoen het, en hy is besig om vir die koning te vertel hoe Elisa 'n dooie lewend gemaak het, en juist toe kom die vrou wie se seun hy lewend gemaak het daaraan, met die beroep op die koning oor haar huis en haar grond, en Gehasie sê toe, my heer die koning, dit is die vrou, en dit is haar seun, wat Elisa lewend gemaak het. Die koning vra toe vir die vrou uit, en sy vertel hom, en daarna die koning 'n paleisamptenaar aan haar beskikbaar gestel en gesê, gee alles terug wat aan haar behoort, ook 'n volle opbrengs van die grond van die dag, dat sy die land verlaat het tot nou toe. Kan ek vir jou iets sê? Dit is nie verby, totdat God sê, dit is verby nie.
En miskien dink jy dat jy het net verloor en ek wonder of vir baie mense 'n 7 jaar tydperk nie dalk iets vir jou persoonlik self beteken van ek gaan vir 7 jaar deur droogte en ek moet net by die koning uitkom om te sê, is daar 'n antwoord? Is dit vir my moontlik om weer guns te kry sodat ek dit wat ek gehaat het, dat ek weer die vrug van dit kan geniet? Maar hoe dat die Here die koning klaar voorberei, haar naam is klaar op die koning se lippe, die oomblik nog voordat sy haar versoek wil rig. Paulus skryf dan sê hy, dat hy wat die goeie werk in ons begin het, hy sal dit volëindig. En ek weet nie waar jy is in jou journey, ons almal is ergens in 'n fase met Jesus en met ons Vader en met Heilige Gees nie. Maar ek wil jou vandag vra, moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor nie. God ken jou einde van jou begin. God het oor jou lewe nog altyd gedroom. God is nog nooit nie betrokke in jou lewe nie, al kan jy dit dalk nie sien nie. God is betrokke. En dan Matteus 8:28 wat sê, vir die wat hom lief het, laat hy alles ten goeie meewerk. Tot jou voordeel en tot sy eer. En dit voel nie dalk nou vir jou nie, maar trust my, daar gaan 'n dag kom, wat jy kan sê, dit was nag, terwyl ek in daai transisie was. Maar vandag voel ek daar soveel in my karakter ingebou. Ek voel dat maturity in my lewe gebeur. Dit was die slegste journey ooit. Maar ek kan vandag vir jou sê, Antoinette nou versus 'n jaar gelede is 2 verskillende mense as gevolg van, want God laat dit altyd tot jou voordeel uitwerk. En dit is nie verby totdat hy sê, dis verby nie. Ek het, na aanleiding van die stuk, het ek sommer besluit om 'n gedig te skryf, en ek wil dit graag vir jou lees. Wat 'n bietjie meer net persoonlik maak. Ek het al in 'n deur gestaan, stil, met drome wat ek lank terug toegemaak het, hoop wat ek weggeber het in 'n kus van miskien eendag, en dit is dalk seker nie vir my nie. En toe fluister God, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Maar ek het lankal opgehou vra, my hart het gefluister, ek's okay, regtig. Maar hy het geweet ek is nie. En toe praat hy weer, en toe beloof hy weer, en toe blaas hy lewe in arms wat lankal moed verloor het. Want God vergeet nie 'n droom nie, al het jy dit al baie ver gebere. Maar niemand sê vir jou dat jou drome of jou deure soms lei na lang, stil gange nie. Gange waar drome weer begin wankel, waar jy jouself afvra, hoekom nou hierdie pyn? Gange waar jy nie weet of jy vorentoe of agtertoe beweeg nie. My kop het die seun geskree en toe stilte. Dis hoekom ek nie eers vir hoop nie. Dis hoekom ek gesê het, moenie my hoop opwek nie, want wat as dit weer breek? Maar ek het die seun geneem, my belofte, my pyn en my vraagteken, en ek het hom teruggeneem na die plek van belofte. En ek het hom op die bed van die profeet gelê, die deur toegemaak en met trane op my wange gesê, ek gaan nou na God toe. In die gang het ek geleer, los jou bagasie, want dit hou jou nie terug. Bly stil. Nie elke seisoen vra 'n verduideliking nie. Soms vra dit net vir vertroue. En hou aan beweeg. Moenie in jou gange huis bou nie. Moenie kamp opslaan nie. God het vir jou 'n poort in gedagte. En toe ek by die poort kom, was guns klaar daar. My naam was reeds op die koning se lippe en my storie was al klaar in sy kamer. En hy sê, gee haar alles terug. Van daardie dag af tot nou. Herstel, guns, terugbetaling.
Nie net vir dit wat sy verloor het nie, maar ook dit wat sy nie eens geweet het sy verdien nie. So vandag, my liewe vriend, vriendin, as jy in 'n deur staan of in 'n gang vasgevang voel, of dalk al amper moed verloor het voor die poort, hoor vandag God se stem in jou hart. Dit is nie verby nie. Dit is nie klaar nie. Jou storie is besig om steeds te ontvou. En hy, die een wat dit in jou lewe begin het, hy sal dit voltooi. Kom ons bid net vir 'n oomblik saam. Here, in hierdie gebroke wêreld waarin ons onsself bevind, weet ons dat die gebrokenheid kom klop aan ons elkeen se deur. En soms is dit onverwags. En soms baie ongenooid. En dan raak ons verward en ons twyfel, Here, en ons struikel en ons weet nie presies wat dit is wat ons moet doen nie. Maar bo dit alles, Here, weet ek dat U die God is wat nog altyd iets te sê het. Wat altyd wil inpraat in ons lewe, wat ons lewe nie vir een oomblik van die dag, Here, alleen los nie, sonder dat U bewus is van presies waartoe ons gaan nie. En in hierdie gehoor, Here, is ons almal op verskillende plekke en U is van ons almal se verskillende plek bewus. Mag ons vandag weer, Here, kies as ons hartseer beleef het om na U toe te gaan. As ons opgegee het op drome om weer in die deur te staan sodat ons U woord kan hoor. As ons in 'n transisietyd is, Here, van twyfel en teleurstelling om te weet dat hierdie is nie vir altyd nie, dit gaan ook verbygaan. Dankie vir elke persoon vanoggend hier, Here. U goedheid oorweldig ons baie meer as die teleurstellings van hierdie lewe. U bly goed en vir dit is ons dankbaar. In Jesus naam.